Ek is gepak. Daai Tony moet my nawerk vanmiddag Lanseria Airport toe vat vir my sakeklas vlug Kaap toe. Vat hy jou met mevrou February se amptsmotor? Nee, met die munisipale ambulans. Dis 'n ambulans, nie 'n bloody airport shuttle nie. Man, moenie jy soos Joe Hall wil begin raak en alles volgens die boek wil doen nie. Dinge werk nie altyd so nie. Los bietjie ruimte vir die kreatiewe gebruik van municipal resources. Jammer, maar ek voel nie vandag lekker nie. Is jy naar? Ja. En nee, ek is nie flippend preggies nie. Dalk is dit hierdie takeaway sushi wat ek gisterand geëet het. Ja, is okay. Jy moet laat die paramedics vir jou iets gee. Daai flu shot wat Anna Kopseer vir my in April gegee het, werk soos 'n bom. Ek het hierdie winter nie eens 'n ou verkouetjie gekry. Ja, maar ek het ook daai flu shot gehad en dit het niks vir my gedoen nie. Ek het gisterand al begin oulik voel. Fishy. En net daar waar ek so lekker staan en luister na Poplap wat vir my vertel hoe oulik sy voel en waar sy alles pyne het, slaan sy ewe skielik uit in die eienaardigste uitslag wat my kop laat wip soos ek skrik. Goeie genade, vroumens, wat het nou met jou gebeur? Wat? Kom kyk jy so vir my? Jy is siek. Askies? Ons moet nou vinnig daai ambulans gebruik vir waarvoor hy bedoel is en jou by die hospitaal kry, want so 'n uitslag het ek nog nooit in my lewe gesien nie. Maar wat bedoel jy? Op jou gesig. Lyk sommer asof ek erg aansteeklik kan wees. Maar... Ons moet jou onmiddellik by 'n dokter kry, 'n spesialis. Hallo julle. Oh! Wat gaan met jou aan? Ek weet nie. Jy het so goed sommer net op my gesig begin. En op jou lyf? Dis orals. Wat is dit? Kom, ek vat jou gaan na die ongevalle by die hospitaal. Ons ry sommer met my kar want Tony is nog nie terug met die ambulans nie. Ja, want hy dink mos dit is sy maatskappymotor. Hy seker weer Benoni toe daarmee. Wat is 'n Benoni? Bokkie Botha, 'n ligwarde. Ligmatras. Kom, ons moet jou dadelik by die dokter kry. Ek vir die foon as hy ly. Ek's nou terug. I'll be back. Vind sommer uit of dit aansteeklik is. Aansteeklik is nie die woord nie, dit is dodelik. Gelukkig was daar by die hospitaal 'n Kubaanse dokter wat voorheen in China gewerk het. Hy het toe dit wat Poplap het gediagnoseer en weggehardloop. Sy het avian influenza-tosis. Dis 'n siekte wat jy net kry as jy 'n underdone Chinese budgie geëet het. Hulle het haar dadelik in 'n isolasiesaal gesit en hier by ons het mevrou F 'n noodvergadering belê. Is Poplap okay? Sy is in goeie hande, moenie worry nie. Mense, die plan van aksie is dat ons almal onmiddellik na hierdie noodvergadering in die siekeboeg 'n inspuiting kry. Anna het die teenmiddel van die hospitaal afgebring. Avian influenza-tosis is hoogs aansteeklik en baie gevaarlik. Een van die neeweffekte is dat dit mense lus kan blus. Wat presies bedoel jy? Dit kan lei tot impotensie. Spuit my in, binneaars. Almal wat in die laaste tyd enige kontak met Poplap gehad het, moet ingespuit word. Spuit die hele lot in, net in case. Bel vir Tossie in die township en sê sy moet dadelik hiernatoe kom vir haar inspuiting. Miskien moet ek van haar teenmiddel huis toe vat. Sy sommer die laities ook kan inspuit. Ja, maak so. Maar hoe op aarde het Poplap hierdie siekte gekry? Sy was nie eens naby China nie. Maar Mr. Tony was. En daarna was hy baie naby aan Poplap. Dit het niks met jou te doen nie. 'n Mens kan net die siekte kry as jy 'n underdone Chinese budgie geëet het of byvoorbeeld iemand oopmond gesoen het wat dit geëet het. Ek het geen freaking budgie in China geëet nie en niemand oopbek gesoen nie. Seker daai jong. Het jy 'n Chinese budgie geëet? In die tronk het ek nogal gewonder oor daai klein hoendertjies wat hulle bedien het. I am shocked. My ouma het so 'n klein budgie wat kan praat. Sy naam is Pretty Boy. Hoe kon jy? Hulle het gesê, dis Chinese Kentucky fly with 14 herbs and spices. Maar was dit underdone? Nogal. Maar as jy honger is in die tronk, sal jy enige iets eet. Spuit hom eerste in. Gaan wag vir Anna in die siekeboeg. Toe uit. Word ek nou weer uitgejaag soos 'n melaatse? Ja, jou voelvreter. Dalk moet ons jou onder kwarantyne plaas. Ja, kan mevrou dit asseblief doen nadat Tony vir my vanmiddag by die lughawe afgelaai het? Ek hou nogal van volstrui sosaties.
Maar dit moet goed gaar gebraai wees. Met 'n curry sousie en pap. Curry kreeg en bruin rys wil doen hier fyn. Nee, wag nou mense. Ons sit hier met 'n gesondheidskrisis. Ons moet fokus behou. Joe is reg. Hierdie bazaar is klaar. Anna, kom spuit ons in. Ja, dit is wat gebeur as hulle daarop aandring om laer vlak personeel oor see te stuur. Onkunde is erg genoeg, maar soos in Tony se geval, onkunde vermeng met onnoosheid. Dit is 'n gevaarlike kombinasie. Gevaarlik vir ons munisipaliteit, vir die provinsie, die land en soos in hierdie geval ook vir China. Toe het ek besluit om vir Anna te vra om ontvangs te beman. Sy is 'n regte staatmaker. En nogal 'n streng vrou. Hel, maar die inspuiting het vir jou 'n brand aan hom. Almal klaar daaroor. Dis baie seerder in die boarms in die bout. Hy sê dit nou eers vir my. Ja, jy moet maar daai seentjies van jou in hulle ou boutjies inspuit. Ja, natuurlik. Vonkie doen in sy kantoor. Wie wil weet? Ek, sy vrou. Jy moenie weer met my begin sukkel nie. Vonkie Doel is na die spoedkamer op die hoofweg. Daar is glo 'n probleem met die solar panel wat die flash se battery motor laai. Hoe klink dit vir my jy en hy het sy werk bespreek? Wat laat jou so dink? Al die detail, jy kon net gesê hy is na sy kamera toe. Jy is hypersensitief. Want die hele Guara is vol geskeide loslywe soos jy. Kobais. Hey. Jy vir Vonkie Doel in sy arm op sy bout ingespuit. Wat tussen 'n paramedic en haar pasiënt gebeur is uiters vertroulik. Jy behoort dit te weet. Jy gaan nie baie mooi lyk sonder voortande en jy behoort dit te weet. Ek hoef jou niks te sê nie. Waar is jy ingespuit? Dis vertroulik. Aan wie die hel het vir jou ingespuit? Kollega. Aan 'n verdomde speedkop uniform. Wat die hel is dit? 'n Hof? Ek weier om enige verdere vrae te beantwoord, my lady. Anna Kopseer, jy is 'n flippin' flerry. Jy los my man uit. Moenie vat wat nie joune is nie. Die dik antie sit vir jou in 'n suurstoftent. Binne? Teetyd. Hey, dis regtig nie nodig dat jy vir my tee aandra nie. Wat? Doen Poplap dit dan nie? Melk en suiker? Ja, maar dis deel van haar werk. Asseblief ja, melk 2 suiker. Wel, ek staan nou vir Poplap in en doen wat sy doen. So. Shut up. En wees bly, ek doen dit. Dankie Anna. Daai tossie irriteer my. Hoeso? Kry haar man verskriklik jammer. Dit is eintlik onvanpas vir iemand in my posisie om ander personeellede met jou te bespreek. Wat probeer jy sê? Ek mag dit nie doen nie. Nie by die werk nie, maar wat van in die privaatheid van jou eie huis? Ja, maar daar mag ek seker doen wat ek wil. Wat jy ook doen, of is die stories wat ek hoor verkeerd? Met die stories. Jy hou van streng vrouens. Nou, elke mens het seker maar sy ou swak plekkie. Ja, ek het ook maar my swak plekkie. En dit is? Ek hou van ander vrouens. Ekskuus? Het ek reg gehoor? Ja, jy het reg gehoor, as jy my net kan laat klaar praat. Ek was besig om te sê, ek hou van ander vrouens se mans. 'n Mens moet eintlik altyd jou persoonlike lewe buite die grense van jou werk hou. En al is die versoeking hoe groot, moet nooit met medewerkers lol nie. Kyk wat het met Bill Clinton gebeur. Hy het sy werk verloor. Maar so iets in ons land moet gebeur, sou die betrokke dametjie beslis haar werk verloor. Hy flash battery moet vervang word. Dit hou nie so lank as dit so hard moet werk nie. Moet ons nou oor werk praat? Ek is so te sê op pad Kaap toe. Weet jy hoe gelukkig jy is?
Ja, dis net jammer ek moet daai anti-corruption konferensie bywoon. Ek sou veel eerder gaan ontspan op die strand met 'n koue bier. Het Robben Eiland 'n strand. Er moet iewers 'n strand wees. Die hele plek is omsingel deur die see. Fonkie Doel Venter, het daai witkop vleere vir jou 'n inspuiting gegee? Sy het mos vir ons almal. My arm brand nou nog. Het ek met jou gepraat, hè? Wag nou, Tos. Is jy kwaad oor iets? Asof jy nie weet nie. Wat dit ook al is, ons kan liewer by die huis daaroor praat. Nee, brand jou arm of brand jou gat? Huh? Antwoord my vraag, Moego. My bout brand, okay? Oh, really? Is almal nie daar aangespuit nie? Nee, meneertjie, net jy. Anna ook. Wat? Anna het voorgestel, sy doen my en dan doen ek haar. Ek glo nie wat ek hoor nie. Hoe kan jy so dislojaal wees? Jy is 'n getroude man met 3 kinders. Dit was net 'n inspuiting. Watter vrou gaan toelaat dat haar man 'n naald in 'n ander vrou se bout indruk? Miskien moet 'n dokter se vrou daarmee saamleef, maar Fonkie Doel is nie 'n flippend dokter nie. Hy's 'n speedkop en speedkops doen dit nie. My man se probleem is die feit dat hy so ongelooflik aantreklik is. Anna soek vir my. En sy sal my kry. Sy los my goed uit. Sy is in die isolasiesaal. Hulle wou nie ek moet naby haar kom nie. En almal wat daar werk dra sulke wit spacesuits. Is nogal scary. Wat ek nog nie mooi verstaan nie is as jy dit vir haar gegee het, hoekom het jy nog nie 'n uitslag gekry? Dis presies wat ek daai Kibaan se dokter gevra. En wat? En wat sê hy toe? Me no speak English. Jy weet, dis die probleem in ons land. Communication. Niemand verstaan van niemand nie. Ou Gebok sê my, hy het een keer 'n ou onskuldige wyntjie gelos in 'n stampvol taxi. Toe vloek hulle hom in 11 amptelike tale. Maar point exactly. Ek sal met die volgende besoekure gaan kyk of ek vir Poplap kan sien. Maak jy net seker, daai ambulans se tank is vol. Ek moet 7 uur al by die lughawe wees. Hou op paniek. As ons laat ry, dan sit ek net die siren en die ligte aan. Jy sal betyds wees vir jou vliegtuig. Daai Tony Toolbox het 'n manier om mense op jou senuwees te sit, oor alles. En ek is al reeds so nervous vir die bloody aeroplane. Hulle het nou nog nie daai een gekry wat verdwyn het nie. En toe bel die dokter van die isolasiesaal vir Anna en ons het weer 'n noodvergadering. Anna, vertel asseblief vir ons wat die dokter gesê het. Dis ongelukkig nie goeie nuus nie. Is Poplap okay? Ja, nee, sy lyk baie beter en haar koors is af. Ek haat Chinaland. Jy moes nooit daai budgie geëet het nie. Meneer, asseblief. Anna is aan die woord. Die slegte nuus is dat sommige van ons dalk neeweffekte kan kry van die inspuitings. Wat se frieke neeweffekte? Hoofpyne, lyfpyne, bietjie koors en dalk 'n uitslag, maar die dokter het gesê dit sal binne 'n dag of 2 weer verdwyn. Ek het gewonder hoekom ek so looghoofdig is. Ek voel al van net na 'n bietjie naar op die maag. En ek kan voel ek het 'n migraine aan die kom. My maag is bietjie omgekrap. Dis niks. Julle moet sien hoe omgekrap is Tossie. Hoekom is Tossie omgekrap? Toe ek en Anna mekaar ingespuit het. Ons almal is ingespuit. In die arms. En waar is hulle ingespuit? In die boude. Eintlik is dit my eie skuld. Ek het voor my heilige siel geweet. Toe Anna haar wit bout wangetjie vir my ontbloot en sê, spuit my net daarin met jou sterk hande, Fonkie Doel. Toe moes ek geweier het en weggehardloop het. Nou gaan ek vanaand nie kos kry nie en weer in my kar in die garage moet slaap. Solank jy nie weer by die werk in die siekeboeg oornag nie. Ek het 'n ekstra kamer in my woonstel as jy daar wil oorslaap. As jy laf, dit gaan alles net erger maak. Ek weet nie meer wat om te doen om my personeel te laat verstaan dat die werksplek nie 'n stortingsterrein vir julle persoonlike probleme is nie. Nou ruk jy die dam onder die een se gat uit. Joe, almal weet Tossie kom my nog nooit vertra nie. Want jy mors met haar man. Maar ek mors eweveel met al die mansie. Nie met my nie. Sou jy graag wou hê dat ek met jou mors? Ja. Nee, jy is 'n gevaarlike vrou, Anna. Julle twee moet liewer net op julle werk konsentreer en beperk enige inspuitings tot die boarm. Maar wat as iemand my nuwe naalkering wil sien? Wie wil dit sê? Ek wil. Wil jy dit nie sien nie?
Ja. Maar nie hier nie. Daardie vrou moet in toom gehou word. Sy het 'n reputasie by hierdie munisipaliteit. Maar omtrent almal van ons het 'n reputasie. En daarom moet ek 'n wag voor my mond hou. Alhoekom ek die naalkeringetjie wou sien is omdat dit glo nogal 'n kunstige ou ringetjie is. Ja, reeds vir daai man para gesê ek is 'n nervous fly. Hy moenie laat wees nie. Ek het 'n hoofpyn en ek voel effens koorsig. Ek wonder of dit 'n neeweffek van daai inspuiting kan wees. Jy is die paramedic, moenie van my vra nie. Voel jy okay? Nee, ek is op my senuwe wees. Ek moet elke paar minute levy toe hardloop. Die dokter het gesê mens kan sulke simptome verwag. Ek gaan tog sommer wurg oor dat hy daai budgie opgevreet het. Dit's alles sy skuld. Soos ek het verstaan het hy nie 'n keuse gehad nie. Hy was in die tronk en hy moes eet wat hulle hom gee. Wil hom weer op sy sel. Ek raak nou ongeduldig. Besoektyd is verby. Hy sal nou hier wees. Speaking of the devil, Helma, jy sny dit nou baie fyn. Kom ons ry. Gaan wag slank in die ambulans. Net gou 'n draai genoop, my maag is nie lekker nie. Daai inspuiting het ons almal oulik laat voel. Ek sal dit seker in die aeroplane moet afslaan. Goodbye. Geniet dit. Goodbye. Kwara, Anna wat praat? Oh, hallo dokter. Wat? Wat beteken dit? Poplap is allergies vir rou vis, soos in sushi. Môre Anna, moet sê ek voel 'n bietjie oulik. Moet daai inspuiting wees. Ek het koors. Maar die dokter gesê na vandag behoort dit vinnig reg te kom. Ek hoop so. Ons sal klare personeeltekort. Kan nie bekostig dat die mense wegbly van die werk nie. Ek wonder of arme Vonkie Doel weer in sy kar moes geslaap het. Jy moet jou maar liewer 'n bietjie minder oor hom bekommer. Tog sê hy kan baie aggressief raak. Ek is nie bang vir haar nie. O, ek is. Poplap is baie beter. Hulle gaan haar seker môre ontslaan. Sy sal klaar in 'n gewone saal. Dus het ons almal eintlik daai inspuitings verniet gekry. Beter safe than sorry. En mevrou F het daarop aangedring. Ja, sy raak soms bietjie paniekbevange. Dan moet sy eintlik nie belangrike besluite neem nie. As jy gesien het hoe Poplap gelyk het, sou jy ook paniekbevange geraak het. Niemand moet vandag met my skoor soekie. Ek voel glad nie lekker nie. Eintlik voel almal van ons 'n bietjie af, mevrou. Leigat vlieg vandag terug. Die korrupsiekonferensie is gekanselleer. Uit 'n gebrek aan belangstelling. Nee, die freaking ferry wat vanoggend al die delegates na die eiland toe moes geneem het, se crew is op straik. Dis nie die eerste keer wat dit gebeur nie. En die Robben Island Museum se werkers het die museum rot en kaal besteel. Dis 'n freaking skande. Ons bly nou regtig in 'n piesangrepubliek. Hy mevrou, dis dan seker nie so erg nie. Nie so ergie, dis erger as erg. Ek is nou lekker gatvol vir al hierdie gesteelery. Die kragdrade word gesteel, die treinspore word gesteel. Ek kan mos nie so aangaan nie. Wel, miskien kan dit. Zimbabwe, hier kom ons. Ek moes liewer vandag in die kooi gebly het. Ek voel reeds nie so lekker nie. Hey, luister jou moego. Wie is gebring om te eet, want ek weet jy het nie breakfast gehad nie. Jy het my uitgesluit. Jy het dit verdien. Toe, eet iets. Voel van my of ek gaan begin siek raak. Ons almal voel so as die neeweffek van die inspuiting. Ek sal môre beter voel. Ek hoop so. En nog kwaad vir my? Ek jou vergewe, jou gemors. Moet asseblief net nie weer 'n naald aan 'n ander vrou se pas indruk nie, okay? Okay. Was 'n fout, ek jammer. As jy ingespuit moet word, sal ek dit doen. Thanks very much. Niemand vat aan jou stywe boutjies nie. Voel of my hele lyf seer is. Is nie baie gemaklik om in 'n kar te slaap nie. Vanaand kan ons lepel lê. Kan nie wag nie. Poplap kom môre uit die hospitaal uit. Sy was al die tyd net allergies vir iets in daai sushi wat sy geëet het. Moet net nie vir een oomblik dink ek het jou vergewe nie. Ekskuus. Mens vreet nie onskuldige budgies nie, okay? Ek het gedog dis 'n klein hoender. Okay. 'n Klein hoender is 'n kuiken. Mens vreet dit ook nie. Ek haat Chinaland. Ek het berou. Regtig. En ek wil net graag vandag vir almal wat budgies het net sê, ek is
baie sorry, en veral vir ouma Lotter, Leigat se ouma en haar ou pragtige voeltjie, Pretty Boy. Koppie krap, sorry. Hierso, drink dit. Dit sal jou beter laat voel. Ek moes nie vandag kom werk het nie. Ja, maar julle mans is almal sissies. Ons voel almal ewe sleg. Ek voel erger. Hoe weet jy dit? Moet vir niemand sê nie. Maar ek het 'n effense uitslag op my maag. Die dokter het gesê, in sommige gevalle kan 'n mens dit kry, maar dit sal weer binne 'n dag of 2 verdwyn. Dalk moet ons die kantoor sluit en vir almal sê om huis toe te gaan. Mag mense doen? In 'n geval van kwarantyne mag 'n mens, en ons sit nou met so 'n geval. Al weet ons dat Poplap net 'n allergie het. Al in my amptelike verslag sal ons daardie nuus eers môre kry. Jy is uitgeslaap. Om 'n munisipale kantoor onder kwarantyne te plaas, moet daar eerstens 'n noodvergadering belê word en dan moet daar 'n meerderheidsbesluit daaroor geneem word. Maar ek voel nou so kak, ek wil sommer net waai in die bed gaan klim. ¿Cómo está, dottore? ¿Por qué? Oh, aviano influentos es nada? En de spot is escorcio. Oh, muchas gracias, dottore Influenza. Die dokter sê dat dit gebeur in sommige gevalle. Maar die uitslag sal net so skielik as wat dit verskyn het, verdwyn. Ek haat Chinaland.